Junie 2025 begin met 'n krat, massa 25 kg en 'n konstante spoed van 2 meter per sekonde teen 'n ruwe skuinsvlak af na punt A, terwyl krag F parallel met die skuinsvlak daarop inwerk en F werk opwaarts in hierdie geval. Konstante wrywingskrag van 40 Newton word op die krat uitgeoefen wanneer die skuinsvlak 'n hoek van 30 grade met die horisontaal maak. Ons begin dan met Newton se eerste bewegingswet. 'n Liggaam sal in sy toestand van rus of beweging teen konstante snelheid bly tensy 'n nettokrag daarop inwerk. Volgende moet ons 'n benoemde vrye liggaamdiagram teken wat al die kragte wat op die krat inwerk toon soos dit na punt A beweeg. Die vraag tel 4 punte, so ons gaan 4 kragte teken. Eerstens, is daar krag F wat parallel met die skuinsvlak op die krat inwerk. Dan is daar wrywingskrag. Nou kyk mooi, die krat beweeg afwaarts teen die skuinsvlak, so wrywing is in die teenoorgestelde rigting, met ander woorde opwaarts. Volgende is daar die normaalkrag wat loodreg op die oppervlak is. Ons skryf Fn of hoofletter N en laastens het ons die gewig wat reguit afwaarts is. Bereken die grootte van krag F. Nou, die krat beweeg teen 'n konstante spoed van 2 meter per sekonde, so ons weet die versnelling is gelyk aan 0. En F net is gelyk aan die massa maal met versnelling. Die massa is 25 kg, maar die versnelling is 0, so F net is gelyk aan 0. So dit beteken dat die opwaartse kragte, met ander woorde F en Fk, die wrywingskrag, gaan gelyk wees aan die parallelle komponent van die gewig. So ons kan sê dat F wat opwaarts inwerk plus die wrywingskrag Fk gaan gelyk wees aan Fg parallel. So F wil ons bereken plus 40 Newton, dit is vir ons gegee en dit gaan gelyk wees aan Fg maal met sin theta en in hierdie geval is theta 30 grade. So ons kan sê F is gelyk aan, Fg gaan ons herskryf as massa maal met gravitasieversnelling, so dit is 25 kg maal met gravitasieversnelling 9,8 en dan vermenigvuldig ons dit met die sin van 30, dis een van jou spesiale hoeke, dis 0,5 en dan die 40 wat ons dan aftrek en dan gee dit vir ons 122,5 Newton minus die 40 Newton as gevolg van die wrywing en dit gee vir ons dan F is 82,5 Newton. Wanneer die krat punt A bereik, word krag F verwyder. Daar's nou nie meer 'n opwaartse krag F nie en die hellingshoek word onmiddellik verklein na theta, sodat die krat aanhou om teen 'n konstante spoed van 2 meter per sekonde na punt B te beweeg. Dan 'n baie lekker som. Gebruik die verhouding tussen die kragte wat tussen punt A en B op die krat inwerk om aan te toon dat μk gelyk is aan sin theta op cos theta. Nou ons begin deur die nuwe vrye liggaamdiagram te teken. Onthou, krag F is nou verwyder en die hoek is nou slegs theta, nie meer 30 grade nie. F net gaan steeds gelyk wees aan 0
want jy het steeds konstante spoed, A is steeds gelyk aan 0. En omdat F net gelyk is aan 0, kan ons sê dat die kinetiese wrywingskrag Fk gaan gelyk wees aan die parallelle komponent van die gewig. Fk gaan ons herskryf as mu K maal met die normaalkrag, en dit is gelyk aan Fg maal met sin theta. Nou kan ons die normaalkrag gaan herskryf as Fg cos theta. En dit is gelyk aan Fg sin theta. Nou kan jy jouself indink, Fg kan uitkanselleer beide kante, so mu K is gelyk aan sin theta gedeel deur cos theta. En dis wat ons moes bewys het. Die kinetiese wrywingskoëffisiënt tussen die krat en die skuinsvlak is 0,19. Deur die identiteit sin theta op cos theta is tan theta te gebruik, bereken die wrywingskrag soos wat die krat vanaf punt A na punt B gly. Nou ons het reeds gesien dat mu K is gelyk aan sin theta op cos theta, met ander woorde dit is gelyk aan tan theta, en in hierdie geval is dit gelyk aan 0,19. So ons kan theta gaan bereken en ons kry dan 10,78 grade. So ons het nou die hoek, ons kan die wrywingskrag bereken. Die wrywingskrag is gelyk aan mu K maal met die normaalkrag. En dit is dan mu K maal met Fg cos theta, so dit gaan wees maal met mg cos theta, en in hierdie geval is theta 10,78 grade. So dan kry ons, as ons al ons waardes in vervang, is dit dan 0,19 maal met die massa is 25 kg, maal met gravitasieversnelling, maal met die cos van 10,78 grade. En dit gee vir ons 45,73 Newton.